Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here dankbaar dat hy vir ons 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Die feit dat u en ek vanmôre ons oë oopgemaak het, is 'n bewys van God se genade, se liefde, se grootheid ook oor ons lewe. En vriende, luister, die Here wek ons op met die doel om hom te verheerlik, om 'n lewende getuie vir hom in hierdie donker wêreld te wees. Mag die Here vir ons seën, mag die Here ons gebruik in sy diens en tot sy eer. Ons gaan vanmôre aangaan met ons reeksie oor Bybelse berading vir blywende verandering. Nou vriende, ons het gister bietjie gekyk na die baie belangrike gedagte, 3 eenvoudige vrae wat ons vir onsself kan afvra, wat ons ongelooflik baie sal help in die veranderingsproses, of dan ook terwyl die 3 maniere om sonde in ons lewe te identifiseer en onsself en ander te help. Jy sal onthou die 3 vrae: wat is ons probleem of sonde waarmee ons worstel? Die tweede gedagte, wat sê God oor die probleem of sonde? En 3, wat sê God wat ons moet doen of hoe moet ons handel of deel met die probleem of sonde? Nou vanmôre gaan ons bietjie stilstaan by die gedagte, watter tipe sondes is daar waarmee ons moet deel? Jy sien vriende, sonde is om nie te voldoen aan God se standaarde wat sy morele wette aanbetref nie. Dit vind plaas in my gesindhede, in my optredes en my natuur. So sonde is om God te ondermyn, te ignoreer, 'n weiering om aan sy wil en wet myself te onderwerp en hom te vervang met ander dinge as die senterpunt van my lewe. Dit klink miskien vir die erg, maar dit is wat sonde is. Dis om hierdie God van hemel en aarde te probeer ondermyn. Hierdie een wat my gered het, uit my geskaap, uit my gered, om hom te probeer ignoreer en dan te sê, Here, ek hoor wat u sê, maar ek weier om te buig voor u wet. Die Here sê vir ons in 1 Korintiërs 6:10, is eintlik 'n geweldige waarskuwing, moenie dwaal nie. Ignoreerders of afgodedienaars of egbrekers of wellisteling of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. So met ander woorde, hierdie mense het in 'n bose lewe geleef. En u kan miskien identifiseer daarmee. Miskien het u in 'n lewe van hoerery geleef, of miskien was u 'n egbreker, of miskien 'n wellisteling, of 'n sodomiet, of 'n dief, of 'n dronkaard, of 'n kwaadspreker. En u kan daarmee identifiseer en sê, maar ek weet, die Here het my kom red. Maar dikwels is daar nog van die dinge wat ek mee sukkel. Ons weet dat die Bybel vir ons sê, die klein jakkalsies was dikwels die wingerde vernietig. Baie keer, vriende Peter, ons weer aan die sonde van die verlede en ons begin wegsink in hierdie malkolk van skuldgevoelens en hartseer en pyn en verwydering in verhoudings en depressie en moedeloosheid en neerslagtigheid en selfstoring en woede en opstandigheid. So ons moet bietjie vanmôre kyk na watter tipe sondes is daar waarmee ons moet deel. Want die Here het ons gered, hy het ons vrygemaak. Dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig. Maar hoe deel ons? Hoe identifiseer ons en hoe deel ons met sondes en watter tipe sondes is daar waarmee ons moet deel? Nou die eerste wat ons na gaan kyk, vriende, is die daadsonde. Nou wat is 'n daadsonde? 1 Johannes 3 vers 4 sê vir ons, elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Nou vriende, daadsonde is niks anderste as sonde wat ek weet verkeerd is, of dinge wat ek weet is verkeerd, wat ek weet is sonde, en ek doen dit nog steeds. Soos byvoorbeeld, die Here sê, lieg nie vir mekaar nie. Nou kom ek in 'n bepaalde situasie, ek word in 'n hoek gedruk en ek lieg. Terwyl ek lieg, weet ek in my siel, dat die Heilige Gees my oortuig, dat dit wat ek nou sê, is 'n leuen. Dis van alle waarheid ontbloot, en God weet dit en ek weet dit. Maar ek gaan nog steeds voort daarmee. Dis die daadsonde. Later die skuldgevoel wat my ry. Vanaand lê ek in my bed en ek rol rond en ek worstel. En ek probeer dit regverdig en wegsteek. En vriende, hierdie sondes akkumuleer. En dit bring my op 'n punt waar ek heeltemal in moedeloosheid uitroep, ek ellendige mens. Die groot rede waarom kinders van die Here met sondeprobleme sukkel, is omdat hulle nie 'n sonde dadelik identifiseer, dadelik bely en dadelik laat staan nie. Hulle bly God ignoreer, hulle bly weier om hulle self aan sy wil en wet te onderwerp. En dit bring hulle in hierdie posisie van moedeloosheid, neerslagtigheid, verkeerde gedragspatrone en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Die volgende een wat ons kry is nalatssondes. Met ander woorde, ek weet nie wat die regte ding is om te doen, maar ek doen dit nie. Ek het altyd 'n verskoning hoekom ek dit nie doen nie. Maar dit kan my nooit regverdig voor die Here nie. Jakobus 4 vers 17 sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Kom ons vat 'n voorbeeld. Ek weet ek moet God se woord lees. Ek weet ek moet bid.
Ek weet ek moet 'n getuie wees vir die Here. Ek weet ek moet na die huis van die Here gaan. Ek weet al hierdie dinge, maar dikwels is ek traag. Dikwels is ek ongedissiplineerd. Dikwels soek ek verskonings. Ag, weet jy, dit was nou 'n besige week. Ek en my gesin gaan maar vanmôre kerk luister oor die televisie. Ek gaan die sosiale media gebruik. Ons dank die Here vir die sosiale media. God sê dis sonde. Want as ek weet wat om te doen en ek doen dit nie, is ek besig om te rebelleer teenoor die Here. So met ander woorde, dis goed wat ek weet om te doen. Ek moet kerk toe gaan, ek moet die woord lees, ek moet bid en ek soek verskonings daarvoor. Die Here sê dis vir my sonde. Daarom is belangrik dat ek dit sal identifiseer. Daadsonde en dan ook die nalaatsonde. Die volgende tipe sonde waarmee ons moet deel, vriende, is die sonde van die verstand of verbeelding. Met ander woorde, ek bedink sondige dinge in my verstand voordat ek dit doen. Ja, dikwels kom dit nie noodwendig tot uiting nie, maar ek het hierdie geheime gedagtes, hierdie dinge wat ek bedink, hierdie sondige dinge, en dikwels frustreer dit my so, dat dit in my leefwyse dan ook verhoudinge seermaak. Hoor dit sê die Bybel, Matteus 5:28, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Nou vriende, baie van die mense wat nou meer werk met hierdie kwessies van berading sê, dat die oomblik wanneer 'n man of 'n vrou in hulle gedagtes fantaseer oor 'n ander man of vrou, of hulle kyk na ander een om hulle te begeer, of wat ook al die geval mag wees, alhoewel hulle nie die daad doen nie, beïnvloed hulle verhouding met mekaar. Die man is miskien besig om sy vrou dan te evalueer en te sê, ek vandag hierdie poppie gesien wat oor die pad geloop het, en sy is so mooi, en hierdie ene by die werk is so seksie, en hierdie ding en daai ding, en hy fantaseer in sy gedagtes, en as by sy vrou vanaand by die huis kom, het hy geen aptyd vir haar nie. So dit is sonde. Die Bybel sê, dat ons hierdie geveg moet wen in ons verstand, die sonde van die verstand of die verbeelding. Hier kan ons insit die begeerte na geld. Hier kan ons insit, vriende, haat of woede, waar ons miskien in ons gedagtes, moordgedagtes bedink. En u kan nou maar self die gedeeltes invul, wat ek nie genoem het nie. Maar hierdie sonde moet ek identifiseer en daadwerklik daarmee handel. Dan kry ons ook die sonde teen my gewete. Wat beteken dit? Vriende, dis 'n sonde wat ek doen, en daar's nie regtig 'n vers in die Bybel wat dit veroordeel nie, maar ek regverdig myself, omdat daar nie 'n versie is in die Bybel nie. Nou, dit kan wees, mense vra byvoorbeeld vir jou, kan ek dans, kan ek rook, kan ek 'n paar drankies drink, kan ek A, B, C, D, ons kan nou verskillende goed noem. En dan wil hulle jou vra as predikant, en jy moet vir hulle sê, luister, jy mag en jy mag nie, en jy moet en jy moenie. Luister, die Bybel sê vir ons in Romeine 14:23, maar hy wat twyfel as hy eet is veroordeel, omdat hy nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Met ander woorde, ek weet ek ry te vinnig, maar daar is geen vers oor spoedbeperk. Ek sê nou regverdig ek myself en sê, weet jy wat, die Bybel sê nou niks oor spoedbeperk, ek sê so, ek kan maar ry soos ek wil. Of ek stop nie by die stopstraat nie. Of ek het nou vir u genoem van goed, van plekke waar toe ek gaan, of miskien dingetjies wat ek doen. Daar's miskien nie 'n vers in die Bybel wat sê ek mag nie drink nie. So nou drink ek 1, 2, 3 en later is ek eintlik skuldig aan die gedagte van moenie dronk word van wyn nie. So dit is die gedagte van my gewete. Daar's nie 'n vers nie, maar ek regverdig myself in my gedagte omdat ek sê, weet jy wat, daar's nie 'n vers wat dit veroordeel nie, so ek kan dit maar doen. En dan raak ek later vasgevang in hierdie sondige praktyke en doen ek oneer aan die naam van die Here. Dan is daar ook die sonde van onkunde. Wat beteken die gedagte, of wat behels die gedagte van die sonde van onkunde? Ek doen iets wat ek nie op die oomblik weet is sonde nie. Maar vriende, later besef ek, dit is teen God se wet en woord. Daarom, luister, kinders van die Here is mense wat progressief groei. Hulle neem toe. Daar is 'n toename in hulle kennis en dan ook 'n verandering in hulle gedrag. Daarom bly kinders van die Here nie dieselfde nie. Daarom is belangrik dat ons sal sien, Levitikus 5:17 sê, as iemand sondig en onbewus enigiets doen wat die Here verbied het, en skuldig word en sy ongeregtigheid moet dra, dan moet hy van die kleinvee na jou skatting, 'n ram sonder gebrek, 'n skuldoffer, na die priester bring, en die priester moet vir hom versoening doen vir die misdryf wat hy sonder opset, onbewus begaan het, en dit sal hom vergewe word. Dit is 'n skuldoffer, hy is sekerlik skuldig teenoor die Here. So met ander woorde, ek doen dinge en op daardie oomblik weet ek nie regtig dis verkeerd nie, en
Later deur prediking, deur die lees van die woord, miskien deur 'n geestelike boek wat ek lees, kom ek agter, maar dit wat ek nou gedoen het of al vir 'n geruime tyd doen is verkeerd. Dis sondig voor die Here en ek bely en ek sê Here, ek is jammer. Ek was onbewus van hierdie bepaalde saak. Ek bely dit voor U. Ek laat staan dit sodat ek barmhartigheid kan verkry, genade kan vind en dan ook vergifnis sodat ek die pad saam met U kan stap. Vriende, ons sal môre aangaan. Daar's nog so 'n paar gedagtes wat ons moet noem, maar die gebed van my hart is dat U sal raak sien dat daar sekere tipe sondes is waarmee ons moet deel. En ons het vanmôre gekyk na die daadsonde, die nalaatsonde, die sonde van die verstand of verbeelding, sonde teen my gewete en dan die sonde van onkunde. Mag die Here vir ons groot genade gee en wysheid dat ons opreg met die Here sal wandel, want luister, as jy kind van God is die enigste lewe van vryheid 'n lewe wat jy leef naby die Here, naby sy woord, in gehoorsaamheid aan sy wet en in die krag van sy Heilige Gees wat jou meer as oorwinnaar maak deur Jesus wat jou liefgehad het. Mooi dag vir u verder, baie seën, liefde en groete. Tada.